Goeiedag, dit is vandag Saterdag 13 Desember. Dit was vir my 'n voorreg om hierdie week saam met jou te kuier en ek wil so ook sommer vir jou 'n geseënde Kersfees toewens en mag jy en jou vriende en familie werklik Jesus se vreugde en vrede in Kersfeestyd ervaar. Ons tema vandag is oorvloed en goddelike seën. En die teks wat ek vir jou wil gee is Psalm 65 vers 12. U kroon die jaar met u goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. As jy so oor 2025 terugkyk, waar het die Here jou hierdie jaar geseën met sy goeie gawes? Dominee spreek elke Sondag die seën oor ons uit. Maar wat beteken dit? Hoe werk God se seën? Seën God alle mense? Het hy vir jou hierdie jaar geseën? Die vraag is nogal interessant. Want hoe seën God ons? Seën God ons net wanneer dit goed gaan? Ek wil vandag 'n paar gedagtes met jou deel rondom seën, wat ons 'n bietjie breër laat dink oor seën. En die eerste is, ons is geseën want ons is deur God gekies. God is die enigste persoon wat my kies, ongeag wie ek is. Dink 'n bietjie daaraan by jou werk. Is jy gekies op grond van jou kwalifikasies? By jou studies is jy gekies op grond van jou punte. In jou verhoudings word jy waarskynlik gekies omdat jy 'n goeie vriend of vriendin is. Maar God seën jou op grond van wie hy is. En hy kies jou op grond van wie hy is, oor hy 'n genadige God en Vader is. In die tweede plek seën God jou, omdat hy jou as sy kind aanneem. Ek is nie as sy kind gekies omdat ek net 'n nommer is nie, maar ek is spesifiek sy kind. En dit sê iets van God oor hoe hy oor my voel. Hy wil in 'n verhouding met my wees. Hy wil my Vader wees. Hy wil vir my sorg, hy wil vir my help. Hy wil vir my lief wees. En daarom seën hy my. In die derde plek seën God my met sy genade. U2 het so 'n liedjie gesing, Grace. En die woorde sê, Grace is a thought that changed the world. What once was hurt, what once was friction, what left a mark, no longer stings, because grace makes it beauty. Grace finds goodness in everything, finds beauty in everything. God seën my met sy genade. En vierdens seën God my, want hy red my en hy vergewe my. En juis hierin vind ons die genade, dat ons deur die bloed van Jesus Christus vergewe word, van al die verkeerde dinge. En daarom seën hy my, eintlik met genade wat ek nie verdien nie. So dink bietjie weer terug daaraan. God seën my. En as jy terugkyk oor 2025, dink eintlik daaraan, dat hy elke dag seën. En sal jy ook sien dat hy jou geseën het, jou hele lewe lank. Mag jy 'n geseënde Kersfees hê. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u geseënde genade in my lewe. Dankie vir u eindelose seëninge in my lewe. Dankie vir u liefde, u leiding, u krag elke dag. Help my om altyd u goedheid raak te sien. Mag my lewe u eer vir u genade in my lewe. Amen.